is Vrydag 23 Januarie. Net soos Paulus op 'n radikale manier sy lewe verander het, na sy ontmoeting met die Here op die pad na Damaskus, waar hy navolgers van Jesus vervolg het, het Jakob se lewe ingrypend verander toe die Here hom in Genesis 28 op 'n baie unieke manier kom ontmoet het. En ek lees vir ons Genesis 28 vers 13. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. So die eerste deel van Jakob se lewe was gekenmerk deur sy wil om homself te laat geld en om in die lewe voor te kan kom. Sy naam beteken eintlik bedrieër en sy dade het hom op 'n manier begin inhaal, dat hy in Genesis 28 van mense, omstandighede en van God probeer vlug. Een aand, terwyl hy in die oop veld slaap, terwyl hy vlug, droom hy en speel die teks wat ons gelees het af. God stap van 'n leer van die hemel af aarde toe en kom staan langs hom. En in plaas daarvan om hom te veroordeel en te straf, doen die Here die teenoorgestelde. Hy kom seën hom en hierdie seën verander sy lewe ingrypend. Hierna het die plek die naam gekry Bethel, wat beteken hierdie plek is die huis van God. Hierdie ontmoetings is vir ons kosbaar omdat dit ons herinner dat mense met skuld en sonde nie van God se heilige teenwoordigheid afgesny word nie. Ons mag dalk vlug, maar God kom na ons toe. Terwyl ons ontkenning van mense en omstandighede en selfs van God wegvlug, kom vind hy ons soos Jakob tussen ergens en nêrens. En die eenvoudige ervaring van sy genade onbeskryflik groot, is nie net vir 'n uitgesoekte groep mense bestem wat God net soek nie. Dit is ook bestem vir ons wat van hom af wegvlug. Hoe is die Here se genade besig om in jou reis tussen ergens en nêrens deur te breek? En jou laat beleef dat die plek waar jy nou is, ook die huis van God is. Kom ons bid saam. Here God van Abraham, Isak en Jakob. U is die God wat ons ontmoet, nie wanneer net alles reg is nie, maar juis wanneer ons vlug en wanneer ons bang is en nie weet waarheen nie. Ons probeer die waarheid ontwyk, ons hardloop weg van keuses en konflik en skuld en onsekerheid. En tog, Here, is dit waar U ons kom vind. Dankie dat U nie wag vir volmaakte geloof nie, maar dat U ons ontmoet in ons ontkenning, in ons vrees, in ons vlug en in ons omstandighede. Here, maak ons oë oop om te sien dat die plek wat ons as gewoon of hard beskou, heilige grond is, amper soos Moses ook by die brandende bos, en dat U daar is. Dankie dat U ons chaos in nuwe tuistes kom verander. Ons vertrou U, Here, die Here wat ons ontmoet, selfs wanneer ons nie gereed is nie. Amen.